Vriende, goeiemôre, ons is die Here erg dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here vir sy instandhoudende genade, dat hy ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het, dat hy vanmôre vir ons opgewek het en 'n nuwe dag vir ons gegee het. En vriende, die Here gee vir ons elke dag om te lewe, om hom te verheerlik, om skynende ligte in hierdie donker, bose wêreld te wees. Mag u en ek in hierdie dag bruikbaar wees, mag ons aanmeld om in sy diens te staan en vir sy eer te lewe, om 'n verskil te maak daar waar die Here ons geplaas het. Onthou, u en ek is nie te vroeg of te laat gebore nie, ons is nie 'n ontydige geborene nie, ons is eenvoudig, vriende, op die regte tyd, op die regte plek, waar God ons op hierdie dag wil hê, om dan ook gebruik te word in sy diens tot sy eer. Daarom kom ons hou op murmureer, kom ons hou op teen die prikkelskop, kom ons staan vanmôre op en sê, Here, hier is ek, gebruik my, sodat ek Vader kan verheerlik deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ag vriende, ek lees vanmôre so 'n bietjie hier uit Johannes die 15de hoofstuk. Ek gaan 'n bietjie met u praat oor die gedagte, ons is maar net lote. En as 'n mens dink aan die gedagte, ons is maar net lote, dan besef ons, vriende, uit 'n lood kan 'n mens nie meubels maak nie. Jy kan eintlik niks maak met lote nie, behalwe as hulle droog word, hulle in die vuur te gooi, dat hulle verbrand. En as u Esegiel 15 gaan lees, sal jy agterkom dat in Esegiel 15 praat die Here dan juis in besonder met sy volk Israel, wat hy ook vergelyk met lote, en hy sê dat hy sy oordeel oor hulle gaan bring, omdat hulle as volk hom nie verheerlik het nie. En ag vriende, dit was my so treffend toe ek sien Esegiel 15, Johannes 15 praat van dat die Here is die ware wynstok, sy Vader is die landbouer en ons die lote. En ek het daaraan gedink dat ons nie ook hierdie harde woorde van die Here moet hoor, omdat ons ore toedruk as hy praat en ons nie wil luister nie. Ja, as kinders van God kan ons nie ons saligheid verloor nie, maar God kan ook dig oor ons lewens bring. Daarom wil ek u vra om saam met my so 'n bietjie deur hierdie gedeelte te werk. Ons gaan 'n bietjie kyk, ons is maar net lote, om vir u te wys hoe nietig ons is. God se ongelooflike groot genade om ons uit ons sonde te kom red, en hoe hy ons nou wil gebruik om hom te verheerlik in ons daaglikse wandel. Nou Johannes 15 begin en sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Jesus praat van homself, hy sê, ek is die ware wynstok en die Vader is die landbouer. So met ander woorde, elke loot moet uit hierdie wynstok kom. En vers 2 sê vir ons, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Hoe wonderlik, as 'n mens gaan na 'n druiweboerdery, en jy sien hoe daardie boere daardie wingerdstok, hoe hulle dit snoei. Vriende, amper tot op die been, as 'n mens dit so kan uitdruk. En dan sien ons wanneer die seisoen kom, die geweldige trosse druiwe daar hang. En die Here sê ook in ons geestelike lewe, kom hy en hy sny weg dit wat nie van hom is nie, sodat ons meer vrug kan dra tot sy eer. Vers 3 is baie belangrik vir ons as lote. Die Here sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. In die oorspronklike taal beteken dit eenvoudig dat die Bybel 'n wassende effek op my en jou siel moet hê. En daarom, vriende, solank ons in die wynstok bly, dit beteken ons is gered, ons is kinders van God, ons bly in die wynstok, dan lees ons die woord van God, wat 'n wassende effek op ons siele het, sodat ons meer heilig en meer rein kan word, soos Christus rein is. Nou die belangrike waarskuwing in vers 4. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook as julle in my nie bly nie. Ag vriende, as jy een van die lote afbreek van die wynstok, 'n paar dae is hy heeltemal droog. Hy beteken niks. Jy kan eintlik niks met daardie stukkie loot doen nie. En dis wat die Here vir ons wil sê. Hy het ons kom roep uit ons sonde, hy het ons kom red, hy het ons kom vergewe, hy het ons kindskap kom gee, hy beloof vir ons die ewige heerlikheid. Daarom moet ons daaglikse gebed en begeerte wees. Here, help my om in u te bly, dat ek nie selfversekerd in hoogmoed sal voortgaan en my eie lewe sal leef en my roete sal probeer bepaal nie, maar dat ek elke dag sal sê, Here, ek wil in u bly. Ek wil vra dat u woord die lig vir my pad en die lamp vir my voet sal wees, sodat ek ook dan rein en heilig kan lewe, bruikbaar kan wees in u diens en tot u eer. Hoor wat sê vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom. Hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Vriende, die Here het vir my 'n groot voorreg gegee om 3 seuns te kon grootmaak, en kan ek terugdink aan die jare wanneer ek vir die seuns vra om iets te doen en hulle het dit suksesvol afgehandel, en hoe hulle na my toe kom en die trotsheid wat daar was, die opgewondenheid dat pa nou vir hulle kan komplimenteer. Pa vir hulle kan sê, mooi so, julle het goed gedoen.
En dis amper dieselfde beginsel wat hier na vore kom. Vriende, dit is wanneer die Here vir ons die opdrag uit sy woord gee, dat ons in diepe afhanklikheid van hom sê, Here, ons kan dit nie doen, as U ons nie daartoe in staat stel nie. Maar Here, help my, dat ek nie net vrug sal dra nie, maar veel vrug sal dra, want ek wil eendag uit U mond hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Hoe wonderlik om te weet dat ons nie net vrug hoef te dra nie, maar ons kan veel vrug dra. Die Engels praat van abundant fruit. Ons kan baie vrug dra om God dan ook te verheerlik. Vriende, vers 6 is belangrik. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die lood en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. En hierdie vers, ek ken nie regtig die betekenis en verklaring daarvan nie, behalwe dat ek dit kan sê, 'n kind van God kan nooit verlore gaan nie. Maar vriende, as ek onbruikbaar bly, as ek in my vleeslike begeertes bly, kan die Here my tugtig, soveel so, en ek het dit vir julle al genoem in die verlede, dat die Here selfs my lewe van my kan wegneem. En dan praat 1 Korintiërs baie duidelik, die 3de hoofstuk, dat ons werke op die proef gestel gaan word, en sommige werke gaan dan vergaan wanneer dit die vuurproef deurgaan, en ander werke gaan bly staan. Ek vra jou maar, hoe gaan jou werke wees? Gaan my en jou werke bly staan, of gaan ons werke verbrand? Ek onthou jare terug, een van my vriende, sy pa was 'n predikant gewees in 'n bepaalde kerk, en die oom het later siek geword, kanker gekry, en hy sê, hy het een aand 'n droom gehad, en vriende, luister, ek glo nie aan allerhande drome, en die uitleg van drome, en betekenisse by drome, en al die snaakse goed nie. Die Bybel sê, julle is al reeds rein deur die woord, wat ek tot julle gespreek het. Maar drome is werklik, ons beleef dit. Vriende, baie keer word my vrou wakker in die oggend, en sy vertel my amper presies wat gebeur het in haar drome, die mense wat sy gesien het, die klere wat sy aangehad het, die ervaring wat sy gehad het, en daarom, vriende, ontstel dit ons somtyds, en somtyds maak dit ons bly, en om by die punt uit te kom, hierdie oom het die aand gedroom dat hy sterwe, en hy gaan staan voor God, en God vra vir hom, luister, die werke wat jy vir my gedoen het, waar is dit? En hy wys vir die Here 'n groot berg, hy sê, Here, kyk al daai werke wat ek vir u gedoen het, ek was 'n predikant, en ek het sekere synodes bygewoon, en ek het huisbesoeke gedoen, en nagmaal gehou, en al die werke wat ek gedoen het, en die Here daar die werke op die proef gestel, soos hierdie oom vertel. Die vuurtoets waarvan 1 Korintiërs praat. Hy sê, en toe dit klaar verbrand het, toe bly daar 'n klein hoopie op. En die Here sê vir hom, dis wat jy vir my werklik gedoen het. Die man het wakker geword, en hy was in trane gewees, en hy het besef dat baie keer is ons so besig met die dinge van die Here, dat ons nie by die Here self uitkom nie. Vriende, die grootste en die enkel belangrikste ding in my en jou geestelike lewe, is dat ons in die wynstok sal bly. Die grootste vrug wat ons kan dra, is om meer heilig te wees, soos hy heilig is. En daarom is dit belangrik, vers 7, as julle my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Vriende, wil hierdie oordenking afsluit weer vir u te lees daar in 1 Korintiërs, die 3de hoofstuk. Daar staan, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is, dit is Jesus Christus nie. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? Nou vriende, dis die groot gedagte van vanmôre. Besef jy's 'n loot, Christus is die wynstok, Vader is die landbouer. Pleit by hom elke dag om in hom te bly, om hom beter te leer ken deur die waarheid van sy woord, sodat jy eendag voor hom staan, en dat jou werke dan op die proef gestel kan word, sodat jy loon kan ontvang, blywende loon, ewige loon, en uit dankbaarheid voor hom kan buig en sê, Here, ek lê my kroon aan u voete, omdat u alles vir my gedoen het, alles vir my gegee het, en ag Here, dat u vir my ook deel van u hemelse heerlikheid gemaak het. Vriende, mag die Here ons genade gee, mag ons wysheid gee, sodat ons kon volhard, dat ons kan onsself toewy aan die Here, en vir hom sê, Here, ek is maar net 'n loot, dankie dat ek die krag, die genade van u, die wynstok ontvang, sodat ek veel vrug kan dra, om u te verheerlik. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.